Goeiedag, dit is so lekker om met julle te chat vandag en ons staan 'n bietjie stil op God se beloftes en dit was so lekker om laasweek te hoor waar ons fokus op God se voorsiening. En ek wil vanaand 'n bietjie met julle gesels oor 'n ander aspek van God se beloftes wat regtig ek naby aan my hart is en ek glo dit maak ook 'n impak in jou journey met die Here. Nou, ons gesels oor die manier hoe die Here se stem en sy hart vir ons net bekend raak in hierdie journey. En ek wil 'n oomblik begin deur net bietjie saam met jou eerlik te raak en vir jou dalk die kans te gee om dalk eerlik te wees, om dalk net 'n stuk te vat en net dalk so 'n bietjie te dink oor jou journey en waar jy is. In ons eerlikheid, kom ons staan stil vir 'n oomblik by vrees en onsekerheid. Ons wees eerlik deur vir mekaar te sê, daar's kere in ons lewe wanneer ons onseker voel oor dinge of dalk 'n bietjie bang wees, vrees kan beleef. Nou daar is vrees en onsekerheid in die wêreld op die oomblik. Tussen ons lewens, tussen mense wie ons ken, met wie ons journey. Dalk by jou, dalk het jy slegte nuus ontvang wat jou onseker maak of bietjie vol met vrees. Dit is normaal in ons lewe. Dit gebeur met ons. As kinders van die Here weet ons dat daar's tye wanneer dinge bietjie donker kan voel en onseker kan voel. Maar ek wil jy met 'n bietjie saam met my imagine, dink aan 'n kind. En dalk sien jy jouself ook in hierdie prentjie of kry dalk 'n herinnering. Sien 'n kind wat in 'n donker kamer instap en sy pa se hand vashou. Kan jy dit imagine? Dalk was jy self al daar. Ek onthou as kind die kere wanneer ek vrees gehad het in ons eie huis as 'n klein seentjie. Weet ek dat my pa kon saam met my stap. As ek 'n bietjie bang was oor wat in 'n kamer aangaan of bietjie as die plek 'n bietjie donker gelyk het, weet ek my pa het saam met my gekom en ek kon sy hand vashou en dit het my help weet dat ek hoef nie bang en onseker te wees nie. Ek en jy kan vandag weet dit is hoe ons God kan beleef. En ek wil vir jou 'n skrifgedeelte lees wat staan in Jesaja 41 vers 10 en die NIV sê dit: So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ons kan hierdie skrifgedeelte vat en ons kan die beloftes daaraan vir ons vasmaak in ons lewens. Ek wil stil staan by 'n belofte daar uit wat sê God is teenwoordig. En die vers wys dit vir ons duidelik uit dat God by ons is. En hy sê duidelik, do not fear, for I am with you. Hoe great is dit om nie te weet nie dat God se teenwoordigheid by ons is. Ek en jy daai geskenk van sy teenwoordigheid by ons. Weereens soos ek as kind onthou ek toe ek veilig gevoel het met my ouers wat langs my stap. Sien ek ook in my eie kinders se lewe. Daai keer wanneer my seentjie of my dogtertjie sê, "Jo, hulle wil nie alleen nou in die gang afgaan of wat ook al nie." Ek kan sien wat gebeur by hulle wanneer ek langs hulle stap en hulle hou my hand vas. Ewe skielik is die vrees weg. Ewe skielik is daar sekerheid by hulle want Papa is by hulle. En dit is wat die Here se teenwoordigheid doen by ons. Die wete dat ons kan stil staan op sy krag, sy presence, dat hy saam met ons stap. En dit vat my na 'n punt toe in hierdie skrif, nadat ons gefokus het op sy teenwoordigheid, weet ons kan ook stil staan op sy krag. Die skrif praat van hierdie regterhand van God as 'n simbool van mag en oorwinning wat ons kry van die Here af. Dis so powerful. Ons kan kyk na 'n voorbeeld in die Bybel, Dawid wat teen Goliat opgestaan het. Ons duidelik kon sien hoe God se krag, hoe God se regterhand die verskil gemaak het. Soms voel ons powerless, soms voel ons swak, maar weet net jou swakheid is nie 'n hindernis nie, want God se krag dra jou. Vat my na die volgende punt toe, wat ons kan uithaal as 'n belofte uit hierdie skrif uit, en dit is God se ondersteuning. Hy sê duidelik, ek versterk jou, ek help jou, ek ondersteun jou. I will strengthen you and help you. Dit kom duidelik uit daai skrif uit. I will uphold you. Nou het jy al gevoel wanneer jy val of jy wil val, dit voel baie weird, nee, wanneer jy voel jy is van balans af. Of jy het ook iemand gesien wat struikel en val. Maar wanneer daar 'n sterk hand is wat 'n persoon vang en optrek,
Dit is so mooi altyd om te sien, en dalk het jy al self beleef wanneer jy 'n bietjie struikel, hoe iemand jou vang en optrek. Ons kan dit beleef in ons lewe, in jou finansies, in jou gesondheid, in jou verhoudings, weet ons, God hou jou vas. He strengthens you, He will uphold you. So wanneer jy bang is, onthou, jy is nie alleen nie. God hou jou vas. Ons 'n skrifgedeelte wat net weer eens by my opkom, wat so vir my mooi hande vat saam met hierdie een in Jesaja, en dis een wat ons baie goed ken in Psalm 23 van vers 4, wat sê, Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Met daai skrifgedeelte in 'n oomblik, vat 'n moment en dink aan die darkest valley, wat die skrif van praat. The darkest valley. Wat is jou darkest valley? Jou donkerste onsekerheid. Die skrif sê, I will fear no evil. Ons kan diep in die verduideliking ingaan van wat daai evil kan wees, wat ook al, ons kan baie tyd spandeer daarmee, want een ding staan vir ons uit, ten spyte van die darkest valley of evil, God is by ons. Maar ons beleef het wanneer ons stap, wanneer ons nie stil staan en vries van vrees nie, maar wanneer ons stap, beleef ons hoe sy regterhand ons vashou. Ek wil met julle 'n kort storie deel van wat ek al beleef het. Ek en my vrou, baie jare terug, kon ons die Here se hand van beskerming beleef. Dit was een aand, ons het gery in ons kar en dit was donker, baie gereën, so dit was baie nat ook. En ons het stilgestaan die aand by 'n 4-rigtingstop. Stilgestaan, dit was ons beurt toe om te ry, maar die persoon wat van die ander kant af kom, het ook gestop terwyl dit ons beurt was, en omdat die pad baie nat was, het daai persoon toe hy stop, toe gly hy, en ek sien toe ons, dit gebeur so vinnig, jy weet altyd, ons ry en hier kom hierdie kar van hierdie linkerkant af, en hy kon nie stop nie, hy het gegly. En ek voel ons kar getref word, en die kar skuif letterlik so, dit voel vir my soos 'n meter kant toe. Jy voel die connection, jy voel die stamp, en ek staan toe stil en ek dink, okay, great, hier's nou, en seker weer versekeringsadmin en alles, hierdie ou het my vasgery, ek klim uit, hy klim uit, en die man is baie overwhelmed, en ek was kalm, ek en my vrou, maar wat vir my interessant is ek en hy staan nou en ons sien toe, ons gedink die kar is getref, was niks is getref nie, hy het nie in ons vasgery nie, maar dit het so gevoel, en ek en hy staan nou en dink, ja, dis 'n miracle. Ek was nie eers kwaad nie. Ons was so overwhelmed nie, die feit dat wat vir ons gevoel het soos 'n botsing, was toe nie 'n botsing nie. En ek wonder by myself, was daai nie dalk daai aan die Here se righteous right hand, wat dalk die kar net so bietjie geskuif het nie, sodat ons nie gestamp word nie. Ek dink as ons dalk gestamp het, sou ons dalk so 'n bietjie seer gekry het. Maar die Here kon ons help. En ek ry daai dag daar terug en beleef, dat die Here kon ons met sy righteous right hand beskerm. En ek kon sy hand in aksie sien, ek en my vrou. En hier is een storie van vele stories van voorsiening en beskerming van die Here se hand af. En ek wil jou encourage is, hoe gereeld dink jy 'n bietjie terug aan jou journey, van die kere wanneer die Here jou kon strengthen en uphold, oprig met sy sterk regterhand. Ek wil jou encourage om dit te doen. En dit is oomblikke van blydskap wanneer jy kan sien hoe die Here vir jou kon deurkom in jou situasie. Ek wil vir jou bid en ek wil net saam met jou vertrou dat jy die Here se goedheid en sy sterk hand in elke situasie sal kan beleef. Here, dankie vir u woord, dankie vir u beloftes, dankie vir elke persoon wat hierdie boodskap luister, Here, dat ons weet u is getrou, u is in ons lewens as 'n sterk God, Here. U versterk ons, u hou ons reg op, Here. Daarom weet ons dat daar geen onsekerheid of vrees hoef te wees in ons lewens nie, want ons hou vas aan u en u stap saam met ons en by ons. Dankie dat u so goeie God is. Amen. Mag hierdie boodskap jou bless en mag jy regtig sterk staan en jy weet dat God by jou is. Alle blessings.